Markus 11 vertel ons die verhaal van 'n vyeboom langs die pad tussen Betanië en Jerusalem, waaraan daar net blare was en geen vye nie. Jesus het blykbaar honger gehad, en hy het uit daarin gegaan met die verwagting dat daar vye sou wees. En toe daar nie vye was nie, lees ons dat hy die vyeboom bestraf en die vyeboom het die volgende dag heeltemal verwelk gewees. Markus 11 vers 13 gee egter 'n interessante mededeling. Hy sê dit was nie vye tyd nie. Aan die ander woorde was nie die normale seisoen tyd vir vye nie. Maar Jesus het om 'n goeie rede, het hy vye verwag van daardie boom. Ons as Christene word ook dikwels met vrugtebome vergelyk. Ons kan ook met hierdie vyeboom vergelyk word. En ek wil vandag praat oor die vrug van moraliteit. Jy sien, van die grootste sosiale ewels van ons tyd is oneerlikheid, korrupsie en wetteloosheid. Almal praat daarteen, maar al hoe meer mense word in die sleurstroom daarvan meegevoer. Hoeveel dinge word in die werkplek gedoen of geneem wat eintlik neerkom op misbruik of steel. Maar ons noem dit nie op daardie name nie. Want, sê ons, almal doen dit tog. Of ek word in elk geval te min betaal. Al sou enige iemand in jou situasie dit doen, en al sou niemand dit eens agterkom nie. 'n kind van die Here doen dit nie. Die ongeskrewe reëls van 'n korrupte samelewing skryf nie aan gelowige voor hoe ons moet optree nie. Ons waardes is nie gegrond op wat almal doen nie. Ons waardes is gegrond op die woord van die Here. Ons dra vrugte wanneer ander nie kan nie. Dis in elk geval hoe dit hoort. En dit is waarna ons moet streef. God verwag meer van sy kinders as van ongeredde mense. As daar een faset in ons tyd is, waarin gelowiges hulle kan en behoort te onderskei, is dit ten opsigte van seksuele moraliteit. Ons samelewing kan sekerlik as seksbehep beskryf word. Seksualiteit wat buite die Godgegewe ruimte van die huwelik gepromoveer en beoefen word, het verwoestende fisieke, psigiese en geestelike gevolge. Dit is inderdaad in hierdie opsig wintertyd. En ongelukkig doen talle naam-Christene daaraan mee. Nou is die tyd waarin die Here van ons verwag om vrugte te dra. Wat 'n geleentheid is dit nie om aan 'n korrupte wêreld die verskil te wys tussen 'n lewe en huwelik wat gesond en rein is, teenoor 'n lewe en huwelik wat deur onreinheid vernietig word nie. Helaas moet Christene ook hier so dikwels hulle kop in skaamte laat sak. So baie Christene en selfs leraars faal hierdie toets. Statistiek dui daarop dat daar nie veel verskil is tussen die egskeidingssyfer onder Christene en die onder ongelowiges nie. As Christene mag ons nie afgetrek word deur die lae morele waardes van die samelewing nie. Vir ons as Christene kan die dwarslat maar hoër gestel word. Maar daarvoor het ons die Here se genade en krag nodig. Kom ons vra hom om ons te help. Ek bid u, o Here, dat u Gees my sal help om integriteit te hê en hoë morele waardes uit te leef. In u naam vra ek dit. Amen.